Goeiedag. Het is so lekker om altyd saam met Patmos studio ook te kan bedien. Baie dankie vir die geleentheid. En mag die Here doof en horend vandag seën met sy woord. Mag u Here ook hierdie woord meng met u Heilige Gees, sodat woord en gees nuwe lewe bring. Ek wil vanmôre vir jou vra, hoe lyk gesond? Hoe lyk 'n gesonde persoon? Hoe lyk 'n gesonde kerk? Hoe lyk 'n gesonde huwelik? Hoe lyk 'n gesonde besigheid? As ons sou vra, dan kan mense sê, wel, 'n gesonde liggaam is vry van siekte. Hy het voordeel, hy's voorspoedig, hy het genoeg om van te leef. Hy's nie te klein of swak nie. Hy groei. En dis eintlik maar dieselfde ook van 'n kerk. 'n Kerk moet gesond wees, Bybelse waardes, fokus op Jesus. Ons kan so baie dinge sê. Aktiewe lidmate, goeie leierskap, sterk verhoudings met die Here, sterk verhoudings met mekaar. Daar's so baie. Maar ek wil vandag vir jou goeie, sommer net praktiese raad gee van hoe Jesus se bediening so gesond was. Want Jesus het presies gedoen wat Vader wou hê. Hy was baie suksesvol. Terwyl daar was tye in Jesus se lewe en veral die laaste tyd net voor die kruis, wat hy glad nie gesond gelyk het nie, maar hy was besig om die gesonde ding te doen. En ek wil vandag vir jou vra, kom ons oplet, hoe het Jesus sukses bereik? Hy het in die eerste plek opgedink. En dan het hy ingedink. En dan het hy uitgedink. En hy het vorentoe, toekoms gedink. Wat bedoel ek met boontoe dink? Boontoe dink, as ons lees 1 Korintiërs 10 vers 31, dan sien ons dat alles wat Jesus kom doen het, was om sy Vader te verheerlik. Paulus sê, ons doen om die Here te verheerlik. So die eerste toets van wat ek nou sê, wat ek nou doen, wat ek praat, hoe ek hanteer, is eerste, sal dit die Here verheerlik. En dan voel ek sommer dadelik klaar skuldig, want ek weet, so baie maal, ek nie wag voor ek praat, is dit nodig, sal dit die Here verheerlik. So jou eerste stap met enige besluit, met enige gedrag, dink op, sal hierdie God die Vader verheerlik. En dan nommer 2, om binne toe te dink. Wat ek bedoel met binne toe dink is, hoe moet ek verander? Hoe moet ek groei? Hoe moet ek aanpas? Sodat wanneer ek boontoe dink, dit wat hier binne gebeur, hom verheerlik. Daardie gebed van, Here, ek is die klei. U kan vir my verander. U kan vir my aanpas. Nie my wil, u wil. Om te sê, Here, hier binne, sal u asseblief my gees en u gees meng, dat ons dieselfde dink. Ek onderwerp aan u. En dan om uitwaarts te dink. Uitwaarts dink is om te verstaan dat die Here Jesus vir elke een bediening gegee het. Verskillende soorte bedieninge.
Jy is nie gered ter wille van jouself nie. Ja, jy's gered sodat jy ook kan invloed vir ander mense, sodat jou vingerafdruk ook op ander mense kan kom, want jou vingerafdruk is daar die spieël. Jy het opgekyk, jy het aangepas, nou het jy 'n boodskap, jy bedien ter wille van ander mense wat ook moet gered word, wat ook vir Jesus nodig het. Ek ken mense, hulle is so diep in die woord, hulle lees die Bybel, hulle ken elke vers, hulle is so slim, maar hulle leef alleen. Dis amper asof hulle ken die Bybel so goed, maar hulle wil nie meng met mense, want ander mense, hulle is nie so heilig soos ons. Hulle is nie bereid om te sê, ek sal gaan, maak nie saak, goeie of slegte mense, goeie of slegste omstandighede, ek gaan uit, om ook my bediening, wat die Here my gegee het, tot wins van ander mense. So uit beteken, ek is nie selfsugtig met wat die Here vir my gegee het, waarmee ek hom kan verheerlik. En dan ook 'n gesonde liggaam, 'n gesonde kerk, 'n gesonde Christen, dink ook toekoms. Dit wat ek nou doen, hoe sal dit my toekoms beïnvloed? Dit hoe ek nou praat, dit wat ek nou sê, dit hoe ek mense nou laat voel, hoe sal dit die toekoms bepaal? En dan natuurlik, is die toekoms ook die plek waarna toe ek moet groei. 'n Gesonde gemeente moet mense hê wat gereed is om by die ouer mense oor te vat, wat die werk kan doen, wat kan aanhou met die evangelie, kan aanhou met die werk wat die Here wil gee. Dink toekoms, onthou die visie wat die Here jou gegee het, was nie net joune nie, dis sy koninkryk. Ek het gekry, maar ek moet seker maak, ook wanneer ek dood, dat daar die werk nie stop nie. Dis nie myne nie, dis syne, en dit moet aanhou. En daarom moet ons bly wees oor vooruitgang, ons moet bly wees oor groei, en ons moet planne maak, sodat daar altyd groei en nuwe dinge sal wees. Want dit bring vrug. En daarom moet daar ook baie energie wees oor sending om uit te gaan, sodat die kerk, nie net my gemeente nie, nie net ek persoonlik nie, maar dat die liggaam van Christus op aarde kan uitbrei en groei. Maar daar's 'n ander ding wat ek wil byvoeg met die toekoms. Ek onthou hoeveel male in my lewe, ek het vandag met 'n goeie vriend daaroor gepraat ook, van hoe ek by myself dink, Here, ek het hierdie plan, ek het hierdie idee, ek wil hierdie ding doen, dan asof jy wil vir die Here sê, Here, u moet asseblief vir my help, so. En ek onthou baie goed hoe die Here op 'n dag vir my gesê het, ek sal jou help, maar jy moenie vir my sê hoe om te doen nie. Wat bedoel ek? Ek bedoel, ons moet God respekteer, sy gedagtes, sy idee, sy planne, sy toekoms is baie groter, baie meer as ek en jy kan dink. Moenie God beperk tot wat jy dink hy moet doen of wat jy hoop nie. Nee, dis beter om te sê, Here, ek vertrou u. U is die God van die onmoontlike. Dit waar ek nie kan dink nie, ek vertrou u ook daarvoor. Want ook vandag met die moeilikheid wat jy het, die probleem wat jy het, die ding wat sleg is vir jou, wil ek vandag vir jou bemoedig en vir jou sê,
Dink eerste op. Here, U moet verheerlik word. Dink binne toe. Here, ek is bereid om te verander. Dink buite toe. Here, ek wil graag hê dat ek ook gehoorsaam aan U, ander mense sal beïnvloed, getuig oor U, sodat daar 'n toekoms is waardeur U verheerlik word. Maar plus, Here, ek wil nie vir U skryf hoe U moet maak nie. Nee. Ek glo U om elke saak meer en beter te doen as wat ek ooit kan dink. Dis gesonde geloof. Kyk op, kyk in, kyk uit, dink toekoms en vertrou God vir meer as wat jy kan dink. In Jesus naam. Amen.